Goeiemôre aan elkeen van julle. Dis vir my voorreg om vanmôre weer hierso by u te kan wees en woord met u te kan deel. Ek wil vra dat ons asseblief saam die wet en geloofsbelijdenis ook net sal doen. Ons vind die wet daarso in Exodus 20 waar hy sê, toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou dienstmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egspreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As mens gaan kyk na die samevatting van die wet, dan sien 'n mens dat dit handel oor die eerste 4 gebooie, oor jou verhouding met God, en dan die laaste 6 gebooie, jou verhouding met jou medemens. Ek wil vra dat ons asseblief ook nou staande die geloofsbelijdenis sal doen, so saamgevat in die 12 artikels van die algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek nooi elkeen om die woord van die Here oop te maak, also in Johannes 15, waar ons die eerste 6 verse gaan saam lees. Johannes 15, waar ons die eerste 6 verse gaan saam lees.
lyk so of meeste mense daarom hulle plek gevind het. Ons lees daarso saam vanaf vers 1. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerk soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Van al die mans versoek om vir wie dit moontlik is om te staan, voor ons ook nou in gebed van verenig. Here, dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om hier by mekaar te kan wees, waar ons weer uit die woord uit kan kom lees en ook uit die woord uit kan kom leer. Here, U het nog 'n boodskap vir ons elkeen vanmôre. Here, wil ek kom vra dat U asseblief ook in elkeen se hart sal werk om ontvanklik te wees vir U woord, om ontvanklik te wees vir die boodskap. Here, kom bid tot nou vir elkeen op die siekenlysie. Here, U ken elkeen se elkeen se probleem. Here, wil ek kom vra dat U asseblief hulle sal kom aanraak, dat hulle ook genees sal word, dat hulle verligting sal kry vir hulle kwaal. Here, ek kom bid ook nou vir Chantal en Werner wat ons by die hospitaal is. Here, wees asseblief met hulle. Dankie ook vir die nuwe lewe wat ook kan kom. Here, wees asseblief ook met die oupa en ouma. Staan asseblief by hulle. Here, ek bid ook nou vir die huwelik wat ook gister plaasgevind het en ook die huweliksherdenking wat vandag plaasvind. Wees asseblief met hulle. Dra hulle asseblief ook deur. Vra dit in U wonderlike naam. Amen. Ons teks van oordenking van môre vind ons daar in die 15de vers. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En ons tema van môre is daarso is die loot en sy vrug. Nou wanneer 'n mens daar in die Kaap ry, dan sien 'n mens veral die wingerde met heerlike trosse druiwe. Mens sien die vrug wat daarso is. Selfs daarso op plekke waar daar dalk nie wingerde is nie, maar appelboorde of sitrusboorde, dan sien 'n mens hierdie gesonde bome met die vrugte wat daaraan hang. Selfs as mens net hier so uit die dorp uit ry, dan sien 'n mens landerye met mielies. Sommige plekke dalk sojabone of so. En dit dui op heerlike vrug wat daar gedra word, op 'n gesonde plant. En wanneer 'n mens daarso kom en een van daai druiwe dalk afblik en proe, dan kry mense hierdie vrug wat ook aandui dat die plant gesond is. En die vrug wat daar gedra word, wat kom wys en wat se toestand die plant is, so is dit ook met die mens se lewe, wat die vrug wat hy dra, kom wys vir hom wat se soort loot hy is, waar so daai loot geanker is. Die vrug bepaal waar ons in ons lewe staan met die Here. As mens ook gaan kyk na die gedeelte waar Jesus sê, ek is die ware wynstok, daarso moet 'n persoon geanker wees. En selfs as mens gaan kyk na die Griekse woord wat gebruik word, ego, eimi,
Nou ek beteken ek en Amy beteken ek is. Nou volgens Griekse reëls behoort daar net te staan Amy vir die ek is. Maar Jesus kom benadruk dat hy die ware wynstok is deur te sê ego Amy, ek is. En so wil kom sê hy dat 'n persoon se lood in hom moet wees. Maar nie almal se lood is in hom nie. As ons gaan kyk so 2 lote wat mense ook kan vind. En die eerste waarna ons gaan kyk is die ware lood. Johannes 15 vers 2 sy eerste gedeelte sê: elke lood wat in my vrug dra nie, neem my weg. Wanneer 'n boer daarso deur sy wingerd loop en hy kry 'n lood wat nie vrug dra nie, dan sal hy sy snoeiskerp uithaal en sekerlik daai lood afsny. Want daai lood kom en hy gebruik water en voedingsstowwe wat waardevol is vir die lote wat wel vrug dra. Wanneer hy die lood afsny, dan kan daai krag wat die plant in daai lood ingesit het, na die vrug gelewer word, wat beter vrug kan aandui. Maar daai lood wat nie vrug dra nie, is 'n lood wat op 'n probleem kan wees. Selfs as mens by 'n roos kom, dan kry mens takke wat nie 'n blom dra nie. Takke wat net wil groei, maar niks lewer nie. En dan moet 'n mens kom en daai tak afsny, sodat daar krag na die blom gedra kan word. Die lote en takke van die plant wat nie vrug lewer nie, gebruik onnodig water en voeding wat na die vrug en die blom gedra kan word. En so is dit ook met die mens, wat hy sê hy's 'n Christen, hy kom kerk toe, hy probeer al hierdie goeie en mooi dingetjies doen. Maar as mens van kyk na die vrug, dan is dit nie vrug in die Here Jesus Christus wat gedra word nie. As mens gaan kyk na sommige mense se vrug in hulle lewe, dui dit 'n probleem aan. Hulle praat voor ander so mooi, hulle lewe so ydel. Maar tog, wanneer mens nader kyk, begin 'n mens dinge raak sien wat nie by 'n kind van die Here pas nie. Vrugte wat nie by die lood in Christus pas nie. Lukas 6 vers 44 sê, want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens nog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. 'n Lood wat nie waarlik in die Here Jesus Christus is nie, sal ons sy vrugte geken word. Hy gaan nie vrugte dra wat by 'n Christen pas nie. Hy gaan nie vrugte dra wat 'n lood wat in Christus is, dra nie. Al die mooi praatjies en goeie werke wat hy doen, gaan nie die vrugte wat hy op die eind dra, kom toedek nie. Daai vrugte gaan openbaar wees. Die valse lood sal in sy ou weë volhard. As mens van kyk, 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en alles het nuut geword. 'n Persoon wat waarlik in Christus is, sal die vrugte dra wat daarby pas. Hy sal nie volhard in sy ou weë, in sy sondige weë nie, maar hy sal volhard in die weë van die Here. Dit is soos die boer wat die vrugtelose lote en takke kom afsny. Wanneer iemand in die kerk sit en voorhou dat hy 'n Christen is, dan gaan die vrugte later wys of hy waarlik in Christus is. Maar iewers in sy lewe, soos wat hy die boodskap hoor, gaan hy sekerlik tog
iewers verander. Hy gaan of sy lewe met die Here waarlik regmaak en later die vrugte dra daarvan, of hy gaan so aangespreek word deur dinge wat in sy lewe nie reg is nie, dat hy later van besef, maar ek is nie waarlik in Christus nie. Hy gaan later besef dat hy sy lewe met die Here moet regmaak. En dit is daar waar hy of ongelukkig gaan raak oor dinge wat aangespreek word, dat hy gaan wegbly, of hy gaan sy lewe met die Here regmaak. Die Here voeg by die gemeente die wat gered is. Handelinge 2 vers 47 sê dit, die Here gaan tog mense wat in die gemeente sit, wat nie waarlik in hom is nie, tog oortuig daarvan, en hulle ook deel van die algehele gemeente maak. Die Here oortuig mense van hulle sondes, en hy bring hulle ook tot bekering. Liewe toehoorder, ek wil vandag vir u vra, is u wat hier sit, nie dalk een van die mense wat dalk nie waarlik in Christus is? Is u dalk vandag 'n valse loot? Elke boom sal aan sy eie vrug geken word. Net so sal u aan u vrugte geken word. Matteus 3 vers 10 sê, maar die Bybel lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Wanneer u nie waarlik die vrugte dra wat by Christen pas nie, dan sal die Here u kom oortuig daarvan. Wanneer ons die vrugte dra wat 'n Christen behoort te dra nie, dan sal ons uitgewys word daarop. Wanneer ons wil sê dat ons in Christus is, dan behoort ons die ou dinge agter te laat. Ons behoort 'n nuwe kleed aan te trek en die Here te volg. Wanneer ons waarlik in Christus is, dan sal dit wys. Maar wanneer ons lewe nie verander nie, dan moet ons onsself vra, is ons nie dalk 'n valse loot nie? Wanneer ons die vrug in ons lewe uitleef wat by bekering pas nie, dan moet ons kom vra of ons nie vandag ons loot dalk in die wêreld is nie. Lukas 8 vers 13 sê, en die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. Hierdie gedeelte praat oor daar waar die saaier gegaan het en saad gesaai het. En hierdie vers praat spesifiek oor die saad wat op die rots geval het. Mense wat al die evangelie gehoor het, maar nie waarlik tot bekering gekom het nie. Hulle begin lewe soos wat hulle dink 'n Christen behoort te lewe. Maar wanneer daar moeilike tye kom, wanneer daar uitdagings kom, versoekings kom, dan val hulle net terug in die wêreld. Hulle het nie die wortel in Christus soos wat hulle behoort te hê nie. En dan val hulle terug in hulle ou lewe wanneer die moeilike tye kom. Iemand wat nie in Christus is nie, kan nie in die hemel kom nie, omdat 'n verlore persoon nie die ewige lewe kan verkry nie. God laat nie sonde in die hemel toe nie. En 'n persoon wat wil sê hy is in Christus, maar nie waarlik in Christus is nie, behoort wat hy gesê in sy lewe met die Here reg te maak. Maar as jy met die Gees vervul is nie, dan kan jy nie die vrugte dra wat 'n persoon in Christus behoort te dra nie. En kom ons by die vrug van die ware loot. Johannes 15 vers 2 se tweede gedeelte sê, en elke loot
wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Wanneer 'n boer deur die wingerd stap, en hy sien dalk 'n tros druiwe wat nie so mooi dra nie, 'n tros druiwe wat eerder voedingswaarde steel, as wat dit toelaat dat ander ook meer vrug dra, dan gaan die boer kom en daai vrug, daai tros druiwe kom afsny, sodat hy meer vrug kan dra, sodat die trosse druiwe wat mooi is, nog mooier kan word. En so is dit ook in elke persoon van die Here se lewe. Wanneer daai persoon waarlik in Christus is, dan sal die Here hom bewus maak van inwonende sonde. En die Here sal kom en daai inwonende sonde begin afknip, om skoon maak, sodat die persoon wat waarlik in Christus is, die vrug ten volle sal dra. Die vrug van heiligmaking sal dra. Net soos daar slegte vrugte aan die loot is, so is daar ook in elke Christen se lewe. Elke loot wat waarlik in die Here is, se lewe, het nog vrug wat nie altyd waarlik by Christen pas nie. En dan kom die Here en sny daai vrugte af. Daai inwonende sonde moet uitgehaal word uit die Christen se hart uit. Romeine 7 vers 17 sê, praat van Paulus, wat sê, dat daar 'n stryd tussen die gees en die vlees is. Die vlees wil nog volhard in sy ou weë, maar die gees wil volhard in die weë van die Here. En daar is dit waar die Here kom en die inwonende sonde uithaal, dit uitwerk. Die Here wil die vlees moet gekruisig word en die gees moet voortgaan. Die gees wil vrug lewe en 'n getuienis na buite uitlewe, wat dui op bekering, wat dui op 'n ware verhouding met die Here. Maar die vlees wil volhard in die wêreld. Hy wil volhard in sy ou weë. Die inwonende sonde wil nog steeds aangaan in 'n mens se lewe. Maar wanneer 'n mens 'n totale oorgawe kom maak, dan wil die Here kom en hierdie inwonende sonde in ons lewe kom uithaal. Die Here wil die inwonende sonde kom uitsnoei, soos wat 'n boer die vrug wat nie reg is nie, kom uit afsaal. Die Heilige Gees wil kom en ons oortuig van inwonende sonde wat nog in die persoon se lewe is. En hierdie proses word heiligmaking genoem. Wanneer 'n persoon waarlik in die Here is, dan sal daar heiligmaking in die persoon se lewe plaasvind. Romeine 6 vers 22 sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Die Gees van God wil kom en hy wil 'n Christen kom heilig maak, kom skoon maak, kom rein maak vir die Here, sodat die persoon waarlik getuienis daar buite sal wees. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking van die vrees van God volbring. Ons behoort te streef na 'n heilige lewe in die Here. Ons moet gewillig wees dat die Here kom en 'n verandering in ons lewe plaasvind, om die inwonende sonde te kom uithaal uit ons lewe uit. Ons behoort te smag na heiligmaking, na 'n heilige lewenswandel in die Here. Elke Christen
wat waarlik in die Here is, behoort daarna te smag. Die Here is die landbouer wat die slegte vrugte wil kom uithaal. Die Here is die landbouer wat ons lewe wil kom skoonmaak, dat ons getuienis vir hom kan wees. Wanneer ons tot redding kom, dan begin ons die vrugte dra wat by 'n Christen se lewe pas. Dan begin ons die vrugte dra wat die Here wil hê ons moet dra. Maar ons moet ook toelaat dat die Here in ons lewe kom werk, om al die inwonende sonde, al die vrugte in ons lewe wat nie by 'n Christen pas nie. Ons behoort om te vertrou en vir hom te vra om dit te kom skoonmaak. Ons moet gewillig wees om deur daai reinigingsproses te gaan. Om veel vrug te dra, moet ons eers op onsself sterf. Johannes 12 vers 24 wat sê, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wanneer 'n Christen in homself sterf, wanneer hy die troon in sy lewe oorgee aan die Heilige Gees en vir die Heilige Gees vra om in sy lewe te kom werk, dan sal daar veel vrug kan kom. Ons moet ook in die Here bly, sodat ons veel vrug kan dra. Johannes 15 vers 7 wat sê, as julle in my bly en my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. As ons in die Here bly, dan sal ons daai vrug kan dra wat 'n Christen behoort te dra. Johannes 15 vers 8 wat sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Wanneer ons in die Here bly en daai veel vrug dra, sal mense daar buite dit raak sien. En hulle sal ons as disippels vir die Here ook kan wees. Ons kan 'n getuienis daar buite wees deur die manier hoe ons lewe, en ons kan mense help om tot bekering te kom en 'n oorgawe te kan maak tot die Here. Ons behoort te streef na die heiligheid wat ons in die Here kan vind. As ons na al hierdie moet kyk, dan sê ons dat ons een van twee lote kan wees. Ons kan 'n valse loot wees, wat sê ons is 'n Christen, wat sê ons is in Christus, maar eintlik is ons nog in die wêreld. Of ons kan 'n ware loot in Jesus Christus wees en die vrugte dra daarvan. 'n Getuienis daar buite te wees deur die vrugte wat ons dra. Liewe toehoorder, ek wil vanmôre vir u kom vra, wat se loot is u? Is u die loot wat net sê hy is 'n Christen, maar nie die vrugte dra daarvan nie? Of is u die loot wat waarlik in Christus is, wat waarlik die vrugte dra van heiligmaking en die vrug dra van die Heilige Gees? Is u nog in u op u hart troon, of het u al oorgegee aan die Heilige Gees vir die proses van heiligmaking? Maak u saak vandag nog met die Here reg as u 'n valse loot is. Maak u saak met die Here vandag reg as u nog in die wêreld is, maar net wil sê dat u 'n Christen is. En as u waarlik in die Here Jesus Christus is, kom en gee uself ten volle oor aan die Heilige Gees, dat daar heiligmaking in u lewe kan plaasvind, indien dit nog nie plaasvind het nie. Amen.